maar die Here byt en verskeer mekaar, asof dat julle mekaar nie later heeltemal versluit nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees se wil is in stryd met die wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet. Geliefdes, hier kom dit duidelik voor dat ons mekaar moet lief hê as naastes. Dat U vir ons die Here op ons sal dra elke oomblik wanneer ons onder sy genade staan. En dan gaan dit ook hier oor die Gees in elkeen van ons se lewe. En dit is die Gees wat ons nie almal raak sien wat ons lewe beheer nie. En so vra ons ook dan God se wil dat hy die Gees in ons lewe groot sal maak, sodat ons nie in stryd sal wees met onsself nie, maar dat ons in stryd sal wees met die wêreldse dinge. En dat ons eerder God se wil sal doen. In Jesus naam, dan weet. Liefdes, kom ons sing dan saam Alleluia 2, 8, 9, en slegs U wil weer. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vanmôre word ons gedeelte wat ons gaan lees ons uit Rigters 4 uit vanaf vers 1 tot 16. En dan ook in Rigters 5 vanaf vers 1 tot 3. Ons teksvers is Rigters 4 vers 14. Ons tema vanmôre is God gaan jou vooruit. God gaan jou vooruit. En dan wanneer ons na hierdie tema kyk, dan is dit een van die groot probleme in ons lewe,
wat ons nie raak sien. En dit is die wete dat God ons vooruit gaan. Maar voor ons dan lees, kom ons gaan en ons vereer die Here met 'n gebed. Ons hemelse Vader, U is heilig. U is ons grote God, ons God van liefde, wat ons elke dag dra. Here, U doen soveel vir ons. U laat die Gees ons lei. U het ons kom leer van al die mooi dinge wat ons moet doen hier op aarde. Here, U het ons kom leer van geloof. U het ons kom leer wat ware liefde is. U het ons kom leer om te gee vir mekaar. Maar Here, daar is hierdie waarheid in elkeen van ons se lewe. En dit is dat ons U liefhet. Here, ons harte is môre vol van U genade. Here, in ons verstand wil ons lofliedere sing tot U. Here, en ook ons siele smag na U. Mag dit so wees, Here, dat U vir ons sal lei. In U woord, in U genade. Amen. Rigters 4 vanaf verse 1 tot 16. En hier gaan dit oor 'n vrou in die Bybel, Deborah. En dit is nie 'n baie gewone stuk wat ons sommer net graag lees nie. En daarom kom ons lees vanaf verse 1 af. Na Ehud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Here het hulle oorgegee in die mag van die koning Jabin van Kanaan, wat in Hazor regeer het. Sisera uit die Garoset Goyim was die hoof van Jabin se weermag. Hy het 900 ysterstrydwaans gehad en hy het Israeliete 20 jaar lang verdruk. Daarom het hulle tot die Here geroep om hulp. In daardie tyd was Deborah, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetes. Sy het altyd onder die Deborah-palm in Efraimsberge tussen Rama en Bethel gesit. En die Israeliete het daarin gekom sodat sy hulle geskille kon bylê. Sy het vir Barak, seun van Abinoam uit Kedes in Naphtali laat roep en vir hom gesê: Here, die God van Israel, beveel jou. Trek met 10.000 man uit Naphtali na Sibilon op na Tabor weg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin se leer, met sy strydwaans en sy leer na jou toe laat optrek, tot by die Kisonspruit, en ek sal hulle in jou mag oorgee. Barak het daar geantwoord: As u saamgaan, sal ek optrek, maar as u nie saamgaan nie, gaan ek nie. Sy het vir hom gesê: Goed, ek sal saamgaan, maar jy sal die eer van die veldtog nie kry nie. En die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer. Toe het Deborah klaargemaak en saam met Barak na Kedes toe gegaan. Barak het vir Sibilon en Naphtali daarin ontbied. 10.000 man het vir Barak gevolg, en Deborah het saam met hom opgetrek. In daardie gebied was daar 'n man met die naam Geber, 'n Keniet uit die nageslag van Moses,
se skoonpa Gobab. Geber het weggetrek van die Keniete af en sy tent opgeslaan by die groot bome Saaninim by Keres. Daar is aan Sisera vertel dat Barak seun van Abinoam na die Taborberg toe opgetrek het. Sisera het toe sy 900 strijdwaans en al sy manskappe van Garoset Goeiem af kom na die Kisonsprei toe. Toe sê Deborah vir Barak, trek op, want vandag gee die Here vir Sisera in jou mag oor. Here gaan voor jou uit. Barak het toe die van die Taborberg afgegaan en 10.000 man het hom gevolg. Die Here het Sisera en sy strydwa bemanning en sy hele leer aan baie laat word vir Barak en sy mag. En Sisera het van sy strydwa af gespring en te voet gevlug. Barak het die strydwaans in die leer agterna gesit tot by Garoset Goeiem. En die hele leer van Sisera is afgewaai. Daar het nie een van hulle oorgebly. Dan wil ek na hoofstuk 5 toe gaan, daar vanaf vers 1. Daar vanaf vers 1. En hier gaan dit oor die oorwinningslied van Deborah en Barak. Daardie dag het Deborah en Barak seun van Abinoam gesing. Julle moet die Here prys, want die leiers het opgetree in Israel. En die volk het hulle aangemeld vir die oorlog. Luister konings, gee aandag. Regerings, ek sê tot eer van die Here. Ek prys die Here, die God van Israel, met my lief. Geliefdes, dan tot sover die woord van die Here. So wanneer ons dan die woord van die Here lees, dan besef ons dat daar waarheid in die verhale is wat ook in ons lewens afspeel. Dat dit eintlik is die woord so geskryf dat jy jou baie keer self lees in die Bybel. En so gaan ons ook vanmôre ervaar dat God ons vooruit gaan. En hierdie verhaal van Deborah gaan nie oor 'n buitengewone vrou in die Bybel, maar dit gaan oor 'n buitengewone God wat in die Bybel is, wat gehoorsame mense gebruik. En Deborah was eers 'n profetes voordat sy die leier van Israel geword het. Sy het haar gesag nie as gevolg van haar persoonlikheid gekry nie. En dit moet ons mooi verstaan. Maar sy het haar gesag gekry deur 'n verhouding met God te hê. Nou Barak, hy is die een wat die leer gehad het van 10.000 man. Hy moes kies tussen vrees en geloof. Nou hoeveel keer kom vrees en geloof nie op ons pad op een slag nie, dat ons 'n keuse moet maak. Maar daarom het Barak ook met Deborah se teenwoordigheid is Barak ook dan herinner dat God self saamgaan na die slagveld wat daar beplan is. Geliefdes in die Here Jesus, ons leef ook vandag in 'n tyd wat ons baie onseker is. Maar wat gebeur? God soek nog steeds mense wat luister. Al is jy onseker. Mense wat glo, mense wat gehoorsaam is. Mense
wat bereid is om God te eer. Geliefdes gemeente van God, ons leef in 'n tyd waarin baie mense wonder waarheen ons op pad is. Ons sien oorlog, ons sien geweld, ons sien korrupsie, ons sien soveel gesinne verbrokkel, ons sien jong mense wat hulle rigting verloor. En dan wonder ons en ons sê, Here, waar is U? Hierdie is nie 'n nuwe vraag nie. Hierdie vraag word al duisende jare gevra. So was dit ook die vraag in die tyd waarin Deborah geleef het. Wanneer ons die boek Rigters lees, dan lees ons nie van 'n volk wat geestelik sterk was nie. Hierdie volk Israel was eerder hier in hulle lewe op 'n donker plek gewees. Dit het baie swaar gegaan met hulle. Hulle is 20 jaar al onder verdrukking gewees. Hulle lewensomstandighede was ongemaklik. En daarom sien ons ook dat hulle lewenspad was ook 'n pad van dieselfde patroon wat hulle geloofslewe herhaal het. Hulle dien die Here, hulle raak gemaklik en dan vergeet hulle die Here. En so begin hulle dan afgode aanbid. Dan tree God in en laat hulle vyande hulle oorheers. Dit is die verhaal van Israel wat hoeveel keer al gebeur het. En wat gebeur dan in hulle lewe? Hierdie swaar kry, hierdie moeilike omstandighede van die ander volk wat hulle verdruk, begin hulle die Here weer onthou en dan besef hulle weer hulle afhanklikheid van God. En soos wat die mens maar is, dan roep hy weer om hulp van God. En wat doen God? God luister wanneer iemand roep. Dan stuur God 'n verlosser, 'n profeet of 'n profetes. Dan is daar weer vir 'n tyd lank vrede in hulle lewe. Dan dien hulle God weer. En dan begin alles weer van voor af en die patroon word weer herhaal. Klink dit vir u bekend? Hoe val hierdie verhaal van die Israeliete op die oor vanmôre? Miskien is ons as volk voor God ook in hierdie tipe lewe. Ons is ook dalk vandag deel van hierdie soort lewe. En so lees ons dan hier in Rigters van die profetes Deborah. Sy was ook 'n rigter. Die volk het gewoonlik na haar toe gegaan vir regspraak. En wat ons eintlik hier moet raak sien is dat sy het haar nie self aangestel nie, maar God het haar geroep as vrou. God het haar geroep en in die Bybel sien ons dat leierskap word nie gesien as 'n posisie nie. Dit word nie gesien as hierdie iemand wat uitstaan nie. Maar ons sien dit dat wanneer God jou roep, is jy in roeping. Dan het Deborah gesag gehad, nie omdat sy so sterk was of goed was nie, of goed gepraat het nie. Sy het gesag gehad omdat sy namens God gepraat het. En wanneer ons na die verhaal kyk, wat sien ons in hierdie verhaal?
Ons sien vir Barak, hy was 'n baie bang man, al het hy 'n leer van 10.000 gehad. Dan worstel hy nog steeds met vrees. En dit lyk of Deborah dan 'n heldin is in hierdie verhaal. Want sy het 'n besonderse geloof in God gehad. Dis iets wat uitgestaan het in haar lewe en dit is wat die volk raak gesien het. Wat doen God? Hy kies nie een uit nie. Hy gebruik vir Deborah en vir Barak om hierdie oorlog te gaan wen. En nou moet ons mooi kyk na hierdie verhaal. Deborah kom nie met haar eie planne nie. En sy sê vir hom, vir Barak, die Here God van Israel beveel. Die Here God van Israel beveel. Want in daardie tyd het God deur profete en profetesse gewerk. En wat gebeur dan? Barak hoef dan nie 'n oorlog uit te dink nie, sy eie pad of sy eie plan te vind nie. Want God het reeds gepraat. Hy het reeds die opdrag gegee. Dit is hoe God werk. Hy spreek eers. En so moet die gelowiges dan luister. God se antwoord is, ek het reeds gepraat. En wanneer ons na geloof kyk, dan besef ons dat geloof begin eintlik eerste by luister. Luister wat God sê. Nie by doen nie, nie by voel nie, maar luister. Want as jy nie na God luister nie, is jy ongehoorsaam. En so moet ons as kinders van God ook luister na wat God sê. En dit is waar ons as gelowiges se geloofsdade begin. Deur eers te luister en daarna volg die res. Hierdie Barak, hy was 'n baie vreesagtige persoon. Sy geloof was maar regtig 'n bietjie klein geweest. En daarom vind hy die vertroue in die God van Deborah. Die God wat deur Deborah spreek. Nou in vandag se tyd is dit 'n baie moeilike ding. Ons hoor hoeveel mense spreek, maar nou moet ons versigtig wees want die Bybel waarsku ons ook. Maar Barak het geweet dat die God waarin Deborah glo, die God waarna sy luister, is die ware God. Hy weet sy is God se profeet en dat God deur haar werk. En daarom kom Barak met die volgende woorde. Hy het gesien as hy alleen moet gaan en dan sien hy nie kans vir hierdie oorlog nie. En hy sê vir Deborah, as u saam gaan, sal ek optrek. Maar as u nie saam gaan nie, gaan ek nie. En wat ervaar ons hier in hierdie geleesde gedeelte? Ons ervaar dat die houding van Deborah was haar nederigheid voor God. Sy het na God geluister. En daarom sê sy ook vir Barak, hierdie oorwinning sal nie joune wees nie. Hierdie oorwinning sal nie joune wees nie. En wat beteken dit? Dit beteken, die krag sal nie uit ons wees nie, maar die krag sal uit God wees. En dit is ook wat ons vandag moet verstaan. Want deur dit te doen, het sy vir God verheerlik. Sy het God verhef. Sy was God gehoorsaam gewees. En daarom kan ons ook vanmôre sê, dit is die evangelie van ons menswees vandag. Dis die hart van die evangelie wat in elkeen se hart moet wees en leef. God moet
meer word in ons lewens en ons minder, soos in hierdie geval van Deborah. Gemeente van die Here Jesus Christus. Elke oorwinning in die Bybel het een doel. Nie om mense se lof te besing nie, maar om God groot te maak. God se lof te besing. Dit moet ons doel wees in die lewe. En dit is presies wat ons môre by Deborah leer. Dat sy God eerste gestel het in haar lewe. Haar aanbidding was die gepaste antwoord op God se genade. Wanneer jy voor God kom en jy buig jouself in genade voor hom, sê Here, hier is ek, gaan my vooruit. So kan ons ook weet, vandag is dit Vrouedag. En hoe gepas is dit nie dat ons nou juist vandag 'n bietjie praat oor Deborah. Dat ons tydbry deurbring waar die Here met Deborah gedeel het. Maar Deborah het dan nie probeer haarself bewys nie. Maar sy het ook nie gedink dat sy beter was as ander. En wanneer ons dan die geleesde gedeelte ondersoek, dan sal ons sien, haar naam is genoem, omdat sy gehoorsaam was aan die Here God, omdat sy eerste geluister het. Sy het geluister na God, toe God haar geroep het. En hoekom het sy geluister? Waarom het sy geluister? Omdat sy geglo het. Sy het geglo. Maar daar was ook 'n ander rede gewees. Sy was beskikbaar vir God, want die oomblik toe God haar geroep het sy gesê, ja Here, hier is ek. Ek sal vir u voortgaan om die volk te lei. En so kan ons nie anders as om ook vanmôre die vroue te dank wat die Here so gebruik in sy wil. Vrouens wat ja sê vir die Here. Vrouens wat luister. Vrouens wat gehoorsaam is. En dis waarom God nog steeds vandag ook vrouens gebruik. 'n moeder wat vir haar kinders bid. 'n ouma wat vir hulle kleinkinders bid en vir hulle die Bybel leer. Vroue wat by eensames besoek aflê. Onderwyseresse wat in liefde ons kinders leer en hulle bedien. En dan ook vir die vrou wat by die gemeente inval en ondersteun sonder dat dit ooit deur mense raak gesien word. 'n vrou wat na 'n moeilike week tuis kom en nog steeds haar hande vou en sê, Here, gebruik my. Here, gebruik my. Gemeente, hierdie geloofsdade is nie opgeneem deur kameras nie. Maar is God wat sien wat ons vrouens doen. Dis God wat vir Deborah raak gesien het. En daarom sien God ook elke vrou raak wat hom dien, wat hom getrou dien. En daarom mag ons as gemeente nooit nalaat om die Here te dank vir die vrou deur wie hy sy liefde
deur wie hy sy wysheid en sorg sigbaar maak. Wanneer ons so dink, dan besef ons nie dat God betrokke is in hierdie dinge. Dat God ons vooruit gaan. En wat so mooi is van hierdie verhaal is dat dit eindig nie by Deborah nie. En daarom moet ons ook vandag gaan kyk na die kruis van Jesus. Elke keer as ons die Ou Testament lees, moet ons vra, waar is Jesus? Waar is Jesus? En wat is die antwoord? Die antwoord is, Jesus is hier. Jesus is hier. Nie omdat ons sy naam noem vanmôre nie, maar omdat hy die hele verhaal van Deborah ook na hom wys. Deborah het gesê, die Here trek vir jou uit. So sien ons Jesus stap met die kruis op pad na Golgotha toe. Hy ontvang die oordeel van die mens en hy roep uit, dit is volbring. Op die derde dag staan Jesus weer op. En wat gebeur met ons? Met ons gebeur die volgende, sodat elkeen wat glo, weet dat Jesus vir hom of haar uittrek. En dit is hoe ons moet leef, dat ons dit sal verstaan in ons lewe, dat die Here jou vooruit gaan, dat Jesus daar is vir jou elke dag, dat die Gees jou lei. Dit is wat volbring beteken in ons lewe, wanneer Jesus dit gesê het. Gemeente, dit is die evangelie van Christus, en hierdie evangelie moet in ons lewe leef. Ons moet doen volgens hierdie evangelie. En wat doen Christus nog steeds vandag? Christus trek nog steeds vandag voor sy kerk uit. U weet dat Christus die kerk gestig het. Wanneer ons lewe so aanskou en ons dink bietjie daaroor en ons besef dat die Here vir ons uittrek, dan besef jy, wanneer jy by die dokter instap, dan is Christus daar. Wanneer jy by jou werk instap, dan is Christus daar. As jy by 'n siekbed of by 'n hospitaal kom, dan is Christus daar. Wanneer jy in 'n tyd van rou is Christus daar vir jou. Wanneer jy nie weet wat die toekoms inhou nie, is Christus daar vir jou. En dit is wat die hele lewe verander. Wanneer Christus voor jou uitreik. En daarom hoort jou hele lewe Christus te wees. Die voorbeeld wat Christus vir ons kom stel het, al die wysheid wat hy ons kon leer het om te leef op hierdie aarde. En dit sal 'n beginsel wees wat nooit ooit sal verander nie. En daarom moet ons ook onthou dat ons word nie geroep om vooruit te hardloop nie. Ons word geroep om agter die koning van die konings aan te gaan. En dit is wat ons moet besef. Die God van Deborah is vandag nog steeds dieselfde. God het nie swakker geword nie. God het nie sy troon verlaat nie. God het nie ophou regeer nie. Maar wat doen God? Hy trek nog steeds voor sy kinders uit. Miskien voel jy dalk ook vanmôre soos Israel.
Jy kyk na jou lewe en jy voel, jy het al teen soveel dinge jouself vasgeloop. Jy bid al dalk baie jare lank oor iets. Jy wag lank vir hierdie uitkoms, dat God jou moet hoor. En jy wonder baie keer, hoor God my regtig? Maar wat sê Rigter 4 vanmôre vir jou? Hy sê God is reeds besig. Hy sê ek is daar. Miskien sien jy dit net nie raak nie. En daarom berei God nog steeds vandag mense voor. Hy berei omstandighede vir jou in jou lewe voor. Hy berei reeds die antwoorde voor. En dit is wat ons moet onthou. En dan die wonderlike ding van God is, hy is nooit te laat. Hy is nooit te laat nie, hy is altyd betyds. Terwyl jy wag, wat verwag God dan van jou? God verwag dat jy getrou sal bly aan hom. Jy moet aanhou bid. Jy moet aanhou vertrou. Jy moet aanhou gehoorsaam wees. Want God werk dikwels agter die skerms voordat ons sy hand in die openbaar sien. Dit is die manier hoe God ons vooruit gaan. En daarom loof ons God vandag. Ons verloof die Bybel vandag vir 'n verhaal soos hierdie, dat ons weet dat die Here vir ons uittrek. Dat die Here vir elkeen van ons daar is, oral waar jy gaan. Dat ons weet, die hand van die Here is vir elkeen van ons daar. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons ook so vandag besef dat U ons God is, dat U soveel dinge vir ons doen, dat U ons genadig is, en Here, dat U vir ons ook elke dag vooruit gaan. Vader, U genade is genoeg, U liefde is groot, ons moet aanbid U Here, omdat U Jesus, U Seun aan ons bekend kom stel het. Baie dankie daarvoor, Here, dat Jesus ons ook vooruit gegaan het. Dankie vir sy liefde, sy omgee in elkeen van ons se lewe. Vader, ons bid vir genade op elkeen se lewenspad. Ons bid dat U vir ons ook die vroue wat U vir ons toegedeel het hier op die aarde, as U gemeente, as kinders van God, dat U hulle ook sal seën. Here, dat hulle ook sal besef van, hulle moet luister, hulle moet U stem hoor, en dan ook, dat hulle gehoorsaam sal wees, in U genade. Here, en dan ook, baie keer is ons manne ook maar soos ou Barak, ons vrees ook maar die lewe. Ons is ook bang om oorlog te gaan maak in die wêreld en teen die wêreld. En daarom wil ons U vra, Here, dat U ons vooruit sal gaan. Dat U ook ons manne sal lei, sodat hulle vrouens sal lief hê, sodat hulle ook waarlik
U liefde sal ervaar in hulle lewe. Maar nie net dat dit daar sal bly nie, Here, dat hulle ook U saam sal. Here, en so bid ons ook vir manne wat vroue verloor het in hulle lewe, dat U ook met hulle sal wees. Dat U hulle ook sal vertroos en hulle ook genadig wees. Here, dankie ook vir vroue in ons gemeente. Here, vroue wat geroep is deur U. Ja, Here, vroue wat hulle hande saam slaan en bid vir die gemeente. Here, en so vra ons ook dat U liefde met ons sal gaan op ons lewenspad en dat U ook vir ons vooruit sal gaan. In Jesus se naam dat ons dit. Amen. Geliefdes, daar is dan nou geleentheid vir die offergawe. Say, stand by
Gemeente, kom ons bid saam. Here God, ons as gemeente is soos Israel vanmôre. Here, ons het hulp nodig. Here, ons wil vra dat U ons vooruit sal gaan. Dat U vir ons sal dra. Dat U ons sal seën. Dat U elke gemeentelid sal seën. Here, elke broer, elke suster, elke kind. Here, dat U ook sal spreek en dat ons sal luister. Seën ook hierdie offergawe, Here, die oorlog waarin ons stry. Here, dat U vir ons ook sal help. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefdes, die belydenis lidmate, ons het nie klas vandag nie, maar wel volgende Sondag. Kom ons staan en dan sing ons die oorwinningslied. En daarna sal ek die seëngroet uitspreek en dan sing ons ook net daarna gaan dan weer.
Mag ons uitsien na Jesus se koms. Mag die Here Jesus julle versterk. Mag julle volhard in die geloof. Gemeente, mag God julle vooruit gaan en julle genadig wees. Amen. Geseënde week en 'n lekker vakansiedag word u toegewens. Ons sien mekaar daar by die tee en die koffie. Ek dink ons elkeen het in 'n nodig. Baie dankie.